Hemelvader, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. Wie is ons hier? Dat U in ons midde kan wees. Wat het ons ooit gedoen om te kan sê en te kan aandring daarop dat U na ons moet luister? Here, die antwoord van ons dalk verleë laat, want ons moet erken niks. U het alles vir ons gedoen. Vader, ons het vroeër gelees en bely dat soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so dors ons siel na U, o Heer. Spreek, Heer. U dienaars is gereed om te luister. Mag dan nou die woorde van my mond en die gedagtes van ons elkeen se hart vir U aanneemlik wees, o Heer. Amen. Wian, ekskuus, ek wil net die klikker kry. Hier is hy. Ekskuus julle. Daar is hy. Vanoggend se tema is wanneer dit goed gaan. Nou Namibië sal ons nou hopelik nie wonder hoekom ek daai foto opgesit het van 'n stroom wat loop daar deur die dorre woestyn gedeeltes nie. Ons Namibiërs geniet mos selfs ons probleme wanneer dit so goed gaan. Ek sien gister 'n vriendin van my se status foto en nou sê hulle is daar op 'n plaas naby Aranos se wêreld of Aranos Goggas. En sit die foto van die generatortjie wat hulle nou daar op het en die ketel is aan die gang. Want die kragpale is hulle het so 8 kragpale met die wind en die storms verloor, maar jy kan sien dit het lekker gereën. Nou dis nou lekker probleme om te hê, soos hulle sê. Ons gaan vanoggend lees uit 2 Kronieke 14 tot 16. Nou net voor jy dink ek het 'n tikfout daar gemaak. Daai moenie 'n dubbelpunt wees nie. Dit is 'n streepietjie. Maar verdra en verduur die ongemak as dit daarop neerkom dat jy voel jy wil begin rondskuif. Daar gaan 'n paar merkers op die bord wees. As jou gedagtes dalk so sy paadjie gevat het, vang weer op in die skrif. Kyk daar op die skerm. Die buitelyn van die teks is daar, maar dit is belangrik om die hele storie van koning Asa te verstaan. Dis nou nie maklik noodwendig nie. Dis so 41 jaar en 10 minute wat ons gaan doen. So dis letterlik dis 10 minute se lees in die teks. So julle kan 'n timer opsit as dit nou iemand sou bly maak. Maar kom ons lees almal saam. Om een of ander rede is ons ook baie skugter om tyd in die woord te spandeer. En wanneer ons nou saam lees, sal jy sien, mense sien net soveel meer vanuit die teks as jy die konteks verstaan. So hierdie is nou 'n episode of 'n paar klein episodes binne in die groter verhaal van Kronieke. Kronieke, as jy nou al ooit Kronieke gelees het, en jy het Konings gelees, dan gaan dit vir jou voel, maar hoorie so iewers het hierdie ouens 'n copy and paste fout gemaak. Want Kronieke lees dan basies presies dieselfde as wat Konings lees. Hy sê dieselfde stories. Hier en daar is daar 'n verskil en 'n bietjie meer detail in die een as in die ander. Maar dit vertel die verhaal van die konings van Israel. Nie noodloos om te sê, ons ken daardie refrein, en so het koning geword in die soveelste jaar van so en so se regering daar, en hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het slegs 4 jaar geregeer, of 8 jaar geregeer, of tot sy dood, of dit is maar daai rympie wat die kronikus en die ou wat konings geskryf het, gebruik het. Ons zoom 'n bietjie in op die teks van vanoggend. Koning Asa. Maklike naam om te onthou, 2 letters wat jy moet onthou en dan net die kombinasie van hoe hulle al 3 bymekaar inpas. En jy kan hom selfs verkeerd om ook skryf.
Salomo is koning Asa se oupa grootjie. Skering tussen die Noord- en Suidryk het al reeds gebeur. Dit het in Salomo se tyd gebeur. Noordryk en Suidryk, die Suidryk het bestaan uit Benjamin en Juda, en die res van die ouens was noord van die lyn. Ek sal julle net nou gou op die kaart wys. Verskeie vyandige konings in die omgewing met politieke onstabiliteit, en dit lyk nie vandag veel anders in die Midde-Ooste as wat dit daai tyd gelyk het, om die waarheid te sê nie. Asa is een van die 5 goeie konings wat genoem word. Sy pa was 'n slegte koning gewees. 1 Konings 15 vers 3 gee vir ons daar die opsomming en wat sê, hy het volhard met al die sondes van sy vader wat die voor hom gedoen het. Sy hart was nie volkome by die Here sy God soos die hart van sy voorvader Dawid was nie. So hy het aangegaan en hy het nie die Here gedien nie. Sy hart was nie by die Here nie. En nou is Asa daar. Asa is nou anders as sy pa. Geef vir 'n mens hoop as jou ouers dalk nie die Here gedien het nie. Maar dit plaas vir jou ook weer in 'n ongemaklike posisie as jy wel die Here dien en jou ouers het wel die Here gedien. Wys, ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om dit ook te besluit. Die Here se roepstem te antwoord daar. Juda en Benjamin is vennote, hulle is geallieerdes. Nou daar is 'n kaart van Israel, ek moet nou erken, enige kaart van Israel is nie geskik vir 'n televisieskerm of 'n PowerPoint slide nie, want Israel pas in die vertikaal. So jy sukkel om te sien wat daar aangaan. Maar daai swart lyn daar in die middel, dis min of meer waar die skeiding tussen die Noord- en Suidryk was. Rama is een van die stede waarvan ons gaan lees, en Jerusalem net na die suide daarvan. Gerar gaan ons ook teekom in die gedeelte. Dit is tot waar hulle die ouens verslaan het en ingeneem het. Die Noordryk is koning Baesa wat ons van gaan lees in die teks. En daar heel in die bokant is Dan. Dis een van die stede daar in die verste noordelike deel. Daai geel gedeelte op die regterkant van die kaart bo is Aram. So dit vir 'n bietjie konteks. Ons sal in elk geval ook na die kaart kyk as ons dit gaan lees. Daarmee saam gaan ons nou 41 jaar in 10 minute in kondenseer. So ek dink dis te sleg vir 41 jaar se opsomming nie. Party van ons kan eers 'n opsomming gee van wat ons gisteraand geëet het in 10 minute nie. So 41 jaar dink ek doen ons nie te sleg nie. Ek nooi julle om saam te lees en saam te volg. Abia het by sy voorouers gaan rus en hulle het hom in die stad van Dawid begrawe. Sy seun Asa het in sy plek koning geword en in sy tyd het die land 10 jaar lank rus gehad. Asa het gedoen wat goed en reg is in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die offerhoogtes verwyder. Hy het die gedenkstene vernietig en die Asheras, dis 'n klomp afgodsbeelde, afgekap en Juda aangesê om die Here, die God van hulle voorouers te raadpleeg en om sy wet en gebooie uit te voer. Uit al die dorpe van Juda het hy die offerhoogtes en wierookaltare verwyder. Let wel, al die dorpe van Juda, dis die suidelike gedeelte, nee, net dit duidelik hou. Die koninkryk het rus gehad onder hom. Hy het stede wat versterk is in Juda gebou, omdat die land rustig was. Daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, want die Here het vir hom rus gegee. Asa het vir Juda gesê, laat ons hierdie dorpe opbou en rondom mure met wagtorings, poortdeure en sluitbalke oprig, terwyl die land nog tot ons beskikking is, omdat ons die Here ons God gesoek het. Ons het hom gesoek en hy het vir ons aan alle kante rus gegee. Hulle het toe gebou en hulle was suksesvol. Asa het 'n leer gehad wat groot skilde en steekspiese dra. 300.000 uit Juda en uit Benjamin 280.000 wat die klein skild dra en die boogspan. Hulle was almal dapper krygers. En toe Serach die Kesiet teen hulle uitgetrek het met 'n leermag van 1 miljoen en met 300 strydwaans, het hy tot by Maresa gekom.
Asa het teen hom uitgetrek en hulle het gevegslinies opgestel in die vallei van Sefata by Maresa. Ek wil nou net gou sê, die ouens het nie van oor die rivier afgekom of sommer net hier van die ander kant net uit die buurland uit nie. Die Kusite het uit Ethiopië, uit moderne Ethiopië uitgekom. Ons lees later ook dat die Libiërs vir hulle bygestaan het. So dis ouens wat verskriklik ver getrek het om daar uit te kom. So die ouens het gekom met 'n missie en met 'n groot verwagting dat hulle hierdie land in beslag gaan neem, hierdie ouens gaan verpletter en gaan plattrap in die proses. Die getalle betref opsomming 1 miljoen teen 580.000. So dis 2-op-1 om daardie verhouding so te stel. The odds are not looking in their favor, so die Engelse sê. Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand is soos U om hulp te verskaf in 'n geveg tussen die wat baie is en die wat kragteloos is nie. Help ons, Here ons God, want op U steun ons, en in U naam kom ons teen hierdie menigte te staan. Here, U is ons God, laat sterflinge nie teen U die oorhand kry nie. Die Here het die Kusite voor Asa en Juda uitverslaan, en die Kusite het gevlug. Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar. Nou onthou die kaart, daai kolletjie daar links onder. Van die Kusite het daar soveel gesneuwel dat nie een van hulle oorleef het nie. Ja, hulle is verpletter voor die Here en sy leer. Ek onderbreek net gou myself hierso ook. Hulle is verpletter voor die Here en sy leer. As jy nou 'n Ou Testamentiese Jood was wat hierdie geluister het, as jy nie anders kon as om terug te dink aan wat die Here vir Josua gesê het toe hulle daar buite Jerigo was en die aanvoerder van die leer van die Here hom tegemoet gekom het. Josua vra vir hom, maar aan wie se kant is hy, aan ons of aan die vyande se kant? En die engel antwoord vir hom, ons is nie aan enig van julle se kant nie, ons is aan die Here se kant. Die aanvoerder van die leer van die Here. Net om hierdie fyn nuances op te tel wat die kronikus vir ons hier inskryf, want die oorwinning word steeds aan God toegedig. Die Judeërs het 'n baie groot buit geneem. Hulle het al die stede rondom Gerar verslaan, want vrees vir die Here het die mense oorval. Hulle het al die dorpe geplunder, want daar was baie buit daarin. Ook die veekrale het hulle aangeval en groot hoeveelhede kleinvee en kamele weggevoer. Daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer. Wat Asaria, seun van Odet betref, die gees van God het oor hom gekom. En hy het uitgegaan na Asa toe en vir hom gesê, luister na my Asa en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle wanneer julle met hom is. As julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. 'n Lang tyd het vir Israel verloop sonder die ware God, sonder 'n priester wat onderrig gee en sonder die wet. Maar wanneer Israel in sy nood na die Here, die God van Israel, teruggekeer en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. Onthou, hy vertel nou vir Asa hoe dit was toe Israel as geheel, toe dit nog een volk was of een grondgebied. Hy sê dis hoe dit in die verlede was sonder God. Nou hoor hier, hoe was dit sonder God? In daardie tye was dit nie veilig vir iemand om uit te gaan of in te kom nie, want daar was groot paniek by al die bewoners van die lande. Nasie het teen nasie en stad teen stad gebots, omdat God hulle verward laat raak het deur elke moontlike teenspoed. Maar julle, wees dapper en moenie moed verloor nie, want daar is 'n beloning vir julle werk. Toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor, wat die profeet Odet uitgespreek het hy moed bymekaar geskraap en die verfoeilike gode laat verwyder uit die hele gebied van Juda en Benjamin en uit die dorpe in die Heweland van Efraim wat hy ingeneem het. Onthou nou, die offerhoogtes en plekke wat hy ingeneem het aan die begin,
het hy klaar daai grondgebiede skoongemaak en al die offerhoogtes en goeders daar vernietig. Hierdie profetiese woord het vir hom ook nou die motivering en soos hy sê, moed bymekaar geskraap. Dit het 'n redelike stukkie inspanning en effort van hom gevat om dit te gaan doen. En hy het gegaan en toe nou die res van die gedeeltes wat hulle ingeneem het hulle ook die offerhoogtes en altare en die afgodsbeelde en goed gaan afbreek. Maar nie net het hy dit gedoen nie, soos in vers 8, hy het die altaar van die Here, wat voor die portaal van die Here se huis was, herstel. Daarna het hy die hele Juda en Benjamin byeengebring, as ook die mense uit Efraim en Manasse en Simeon, wat tydelike verblyfreg by hulle gehad het. Want uit Israel, dis nou die Noordryk, het 'n groot aantal mense na hom oorgeloop, toe hulle sien dat die Here sy God met hom was. Mooi hoe die kronikus ons herinner, dat dit nie saak maak waar jy bly, of waar jy vandaan kom, wat jou stamverband is, wanneer jy die Here wil dien nie. God se dienaars, God se kinders, die mense wie hy gekies het, kom oor soontoe, want hulle sien, daar werk die Here is daar. Hulle het in Jerusalem byeengekom, in die 3de maand van die 15de jaar van Asa se regering. Kan kyk, daar is ons al op jaar 15, so ons doen nie te sleg nie. Hulle het daardie dag vir die Here offers geslag, uit die byt wat hulle saamgebring het. Hoor gou hierdie getalle, 700 beeste, en 7000 stuks kleinvee. Hulle het tot die verbond toegetree, om die Here, die God van hulle voorouers, met hulle hele hart en siel te soek. Elkeen wat nie die Here, die God van Israel soek nie, sou doodgemaak word, klein en groot, man en vrou. Hulle het hardop eet aan die Here afgelê, met vreugderoepe en onder die klank van trompette en ramshorings. Die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het dit met hulle hele hart afgelê, en met volle oorgawe het hulle hom gesoek. Hy het hom deur hulle laat vind, en die Here het vir hulle aan alle kante rus gegee. Nou selfs vir Maaga, grootmoeder van koning Asa, nou dis mooi gestel, dis Asa se ouma, né? Asa se ouma, vir haar het hy as koningin moeder verwyder. Hoekom? Omdat sy 'n gruwelike beeld vir Asherah, as die een afgod, gemaak het. Asa het die gruwelike beeld afgekap, dit fyn gestamp en in die Kidrondal verbrand. As jy jou antieke Israel wiki opsit, dan sou jy nou ook terugdink aan wat Moses met die goue kalf gedoen het, waar hy het fyn gemaak het en die water gegooi het, en so totaal en al vernietig het. Die offerhoogtes is egter nie uit Israel, Noordryk, verwyder nie. En tog was Asa se hart volkome by die Here, solank hy geleef het. Hy het die heilige gawes van sy vader en sy eie heilige gawes in die huis van God ingeneem. Silwer en goud en gebruiksartikels. Daar was geen oorlog in die 35ste jaar, tot in die 35ste jaar van Asa se regering nie. Ons is by hoofstuk 16, amper daar. En in die 36ste jaar van Asa se regering het Baesa, koning van Israel, teen Juda opgetrek en Rama versterk om verkeer van en na Asa, koning van Juda, te verhinder. Wil julle gou daar na die kaart toe vat, miskien help dit om die prentjie net so te sien. Sien julle waar sit Rama? Hy sit daar op die grens van die Noord- en die Suidryk. Nou die gedeelte sê nou vir ons dat Baesa is die koning van die Noordryk. Hy was besig om vir Rama te versterk. Nou, hoekom was Rama belangrik? Dit was 'n hoofstad, die snelweg het daar deurgeloop. Nie regte snelweg nie, maar dis waar al die handelsroetes deurgekom het. So dis so goed, jy breek 'n brug net suid van Windhoek, tydens 'n vloedgebeurtenis. Dis wat daar gebeur het. Die ouens sou nie kon beweeg, en sou nie kon handel nie. So hy sou die lewensaar na Jerusalem toe afgesny het met daardie handeling. So, groot probleem. Nou hoor wat doen Asa toe. Asa neem toe silwer
en goud uit die skatkamers van die huis van die Here en die koninklike paleis, en stuur dit na Ben-Hadad, die koning van Aram, wat sy setel in Damaskus gehad het, en met die woorde saam, daar is 'n verdrag tussen my en u, tussen my vader en u vader. Kyk, ek stuur vir u silwer en goud. Verbreek dan u verdrag met Baesa, die koning van Israel, sodat hy van my af wegtrek. Ben-Hadad het gehoor gegee aan die koning van Asa en die aanvoerders van sy krygsmag na die dorpe van Israel gestuur. Hulle het Ion, Dan en Abel-Maim aangeval en ook al die voorraadstede van Naftali. Toe Baesa dit hoor, het hy dadelik opgehou om Rama te versterk en sy werk daar gestaak. Koning Asa daarenteen het die hele Juda saamgeneem en hulle die klippe van Rama waarmee Baesa gebou het, as ook die hout weggedra. En daarmee het Asa toe Gebe en Mispa versterk. Interessante militêre strategie. En ons sien dit maar in diplomatie en al die goeders in moderne tye ook. Koning Baesa is besig om uit die noorde uit aan te val. En koning Asa sien 'n gap hierso. En hy stuur vir koning Aram, of die koning van Aram, Ben-Hadad, stuur hy daarso. Ons sê nou vandag moet sê stuur hy vir hom 'n e-pos, maar dit was nou nie so maklik nie, nee. Stuur vir hom 'n boodskap, maar nie net die boodskap nie, hy maak nie net staat op die ou se woord en op die verdrag wat daar was nie. Hy sê nie net ons het 'n deal gehad of jy het 'n deal met my pa ook gehad nie. Hy stuur vir hom so 'n paar stukkies goud en mooi goed saam, net te kyk om 'n bietjie ekstra oorreding in die boodskap in te sit. En duidelik praat die geld en die oorreding toe nou harder as sy verdrag wat hy al reeds met Baesa gehad het. Want wat doen hy toe? Hy loop val daar deur in die noorde, val hy vir Dan en 2 dorpies daar in die noorde aan. Nou wat anders kan koning Baesa doen? Hy word nou aan sy noorde kant aangeval. Nou moet hy mos hy moet nou sy ouens terugstuur noorde toe om daar te gaan beklei en te keer. Want andersins nes hy sou deurbreek na die suide toe, dan sou koning Aram reg op sy hake gewees het en hom daar ook verslaan het. Klomp sensitiewe politieke situasies. Kom ons gaan daar so. In daardie tyd, vers 7, 16 vers 7, in daardie tyd het die siener Ganani na Asa, koning van Juda, gekom en vir hom gesê, omdat jy op die koning van Aram en nie op die Here jou God gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit jou hand vrygekom. Luister mooi, die leer van die koning van Aram. So die leer was op pad. Die weermag van Aram was op pad eventueel na Asa toe. En hy het dit geweet. Dis ook hoekom hy nou al gekeer het daai kant. Het was nie net vir Baesa waarvoor hy bang was nie. Hy was dalk banger nog vir Aram. En met hierdie handeling van hom het hy 'n geleentheid deur die vingers laat glip. Kom ons hoor. Vers 8, 16 vers 8. Was die Kusiete en die Libiërs nie 'n groot leermag met 'n baie groot getal strydwaans en strydwapenbemanning nie? Maar omdat jy op die Here gesteun het, het hy hulle in jou hand gegee. Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Hierin het jy dwaas opgetree, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. Asa het hom vir die siener vererg en hom in die blok gesit, want hy was onbeheerst kwaad vir hom daaroor. Asa het in dieselfde tyd sommige van die volk mishandel. Ons kan nou optel, Asa is regtig vies. Ek weet nie of hy dalk vies vir homself ook was in die proses nie, maar duidelik is hy woedend. Kyk, die vroeëre en latere geskiedenis van Asa, is dit nie opgeteken in die boekrol van die konings van Juda en Israel nie? In die 39ste jaar van sy regering het Asa 'n voetkwaal ontwikkel. Sy siekte het later ernstig geword. Selfs in sy siekte het hy nie die Here geraadpleeg nie, maar by geneesers gaan raad soek. Daai geneesers sou nou waarskynlik towerspreuke en goeters ook gebruik het. Asa het by sy voorouers gaan rus. Hy het in die 41ste jaar van sy regering gesterf.
Hulle het hom begrawe in sy graf, wat hy vir hom uitgekap het in die stad van Dawid. Hulle het hom neergelê op 'n baar, vol allerhande speserye, gemeng met die kundigheid van 'n salfmenger. En hulle het vir hom 'n besonder groot dode vuur laat brand. Hulle het hom nie aan die brand gesteek nie, het vir hom 'n groot vuur laat brand, in herinnering, net sodat ons dit duidelik het. Maar tot sover lees ons, en dit is 'n volle 3 hoofstukke. Ja, ek plaas die uitdaging vir jou, sou jy verstaan het wat jy gelees het, as jy 10 versies van hoofstuk 14 gelees het? Daar's 'n paar hooftemas in die teks. Dis mos nou uit die hand van verhale, hou dit 'n spieël voor jou op. Elkeen, hierdie verhaal kom staan so voor jou, as 'n spieël. Wat jy noodwendig daarin raak sien, is nie altyd dieselfde vir die ou langs jou ook nie. Die Here het 'n manier om stories te gebruik om seker goed vir mense uit te lig. Maar binne in die konteks van wat ons gelees het en die verhaal wat gekommunikeer word, is daar 'n klompie hoofgedagtes en hooftemas wat ek uitgelig het. Ons gaan nou aan hulle raak. Maar laat 'n storie toe om jou mure wat jy in jou gedagtes en jou hart opgerig het. Laat daai storie toe om daar om te sluip en jou hart in te sypel. Baie soos Dawid en Nathan, waar Nathan vir Dawid moes gaan aankla oor sy oorspel met Batseba. En Nathan het vir hom 'n storie gaan vertel. Daar in 2 Samuel 12, as jy dit wil gaan lees. Maar waar Dawid heeltemal, die Engelse sê, geblindsided is deur die storie. Dalk het die storie vanoggend die doel om jou te blindside. Laat die Heilige Gees dit dan ook so doen. Die hooftemas waarna ons so vinnig kyk en waarop ek gaan uitbrei, is wanneer dit goed gaan, daar is vrede in die ryk, leierskap, bedreigings, soek na God, woord van God, afgoderry en die ewige rus. Nou is iets vir jou uitgestaan het wat nou dalk nie op die lysie is nie, of ons raak nie in die erediens daaraan nie. Gaan spandeer gerus nog 'n wyle in die skrif as jy by die huis is en vra dat die Here vir jou regtig sal aanraak en dat hy vir jou sal wys wat dit is wat hy vir jou ook uit hierdie verhaal, uit die spieël wat vir jou opgehou word, wil wys. Vrede in die ryk. Dit gaan eintlik baie goed met die mense. Die Suidryk, die ouens het vrede. Kyk, as jy nou die res van konings gaan lees, dan sien jy die ouens het so 3 jaar of 4 jaar geregeer. En dan was dit maar redelik chaos. Die ouens het nie die Here gedien nie, afgodsdiens het gedei, immoraliteit, goddeloosheid, bedreigings van buite, vyandige volke. Dit kon regtig erg raak. En daarom ook die verbasing van hierdie 41 jaar waarin dit eintlik goed gaan met Israel. Maar ons raak ook bewus daarvan dat goeie omstandighede blyk soms 'n broeiplek vir nuwe bedreigings te wees. Ons raak net nou daaraan. Desnietenstaande blyk dit makliker te wees vir mense om die Here te dien as dit ook goed gaan. As hulle omring is deur medegelowiges. Mense het saam tot die Here genader. Ons kan self sê die wetgewing het daarmee gehelp, nê? Asa, daai tyd was die wetgewing en geloof en godsdiens was alles in een gewees, om dit so te stel. Vandaar die bedreiging dat die mense wat nie die Here wou dien nie, of nie die Here sou navolg nie, doodgemaak sou word. Ook goed om te lees daar, dit sê nie daar is mense doodgemaak, omdat hulle nie die Here gedien het daar nie, dit sê hulle sou, so. Maar nie te min.
Sosiale omstandighede is gunstig en hierdie loop hand aan hand met leierskap. En mense dien die Here makliker wanneer die leiers die Here ook opreg dien. Ek dink ons is dit almal eens. Die impak van leierskap. Ek sien nou nie te veel staatsamptenare in ons teenwoordigheid vanoggend nie. Nee. Maar dalk het jy jou eie besigheid. Dalk is jy die klaskaptein vir die week. Dalk is jy verantwoordelik om oor iemand toesig te hou. Iemand anders wat vir jou werk. Wat is die impak wat leierskap het op mense se navolging van Christus en van God? Leiers wat die Here dien, stel hulle volgelinge in staat om die Here te dien. En hulle laat dit ook prakties blyk uit hulle lewenswandel. Ons kan name noem, lang lyse van name van politici wat sê hulle is Christene, maar hulle praktiese lewenswyse reflekteer dit nie. Of hulle sê hulle is Christene, hulle is gelowiges, hulle dien die Here, maar hulle maak dit maar vrek moeilik vir die res van ons om die Here te dien in die kontekste wat hulle skep. Ons behoort te bid vir die regerders van ons land en vir die wêreld. Ons nie moet miskyk dat ons relatiewe vrede het waar ons nou is nie. Ons is hier by mekaar, ons kan luidsprekers hê, musiek, ons het 'n gebou waarin ons die Here kan loof en prys. Ons elkeen stap hier uit met ons Bybel sonder om bang te wees. Ek wil vir julle sê, daar is vrede waar ons onsself bevind, as jy daaroor gewonder het. Wat doen ons met daardie vrede? En wat doen ons vir ons leierskap in daardie vrede? 1 Timoteus 2 vers 1 en 2, help Paulus daar vir ons en hy sê, heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en stil lewe in alle godvreesendheid en waardigheid kan lei. Wanneer laas het jy gebid vir die president en vir die kabinet en vir watter wêreldleier jou ook al van harte ontstel? Wanneer laas jy vir hom gebid in plaas van om hom te kritiseer rondom die braaivleisvuur of op sosiale media of in jou gedagtes? Ons sien uit hierdie teksgedeelte uit die impak wat leierskap op die samelewing en op geloofsgroei kan hê. Bedreigings. Asa het goed begin. Maar ek wonder of dit sy jare ervaring en die jare wat dit goed gegaan het, die jare waarin hy nou diplomatie moes beoefen, waar hy nou ervaring gehad het in sy rol en wat hy doen. Ek wonder of sy selfvertroue nie 'n bietjie beter van hom gekry het daar nie. Waar hy op die ou einde van die dag toegelaat het dat omstandighede hom verander. Dat hy na homself gekyk het in plaas van God, toe sy vyande naby kom. Hoe lyk die bedreigings op jou pad en hoe benader jy hulle? Is daar sekere dele van jou bedreigings van jou lewe, van uitdagings wat jy eenkant hou en sê, Here, moenie worry nie, ek het hierdie. Ek sal hierdie probleempies hanteer. En dan het jy jou probleempies wat jy wel in samewerking met die Here of in afhanklikheid van hom aanpak. Ek dink nie ons kan 'n kombinasie van die twee bekostig nie. Ons 3 groot vyande, soos Paulus dit vir ons in Efesiërs uitwys, is die vlees, ons sondige natuur. Sê altyd vir ons kinders, jou lyfie wil hê jy moet nou stoute goed doen. Sê vir jou lyfie nee. Paulus sê dit ook, hy praat van die vlees, né? Die sondige natuur. Dit is ons eerste vyand.
Tweede vyand is die sondige wêreld. Ons lewe in 'n gebroke, sondige wêreld. Die wêreld is stikkend. Ons sien dit in die nuus. Oorloë, armoede, werkloosheid, al die. Dit is 'n stikkende wêreld waarin ons is. En dit bied vir ons 'n bedreiging. En dan ons ook nie vergeet van die onsigbare bose magte nie. Die duiwel en sy trawante. Soek na God. Nou hierdie is nie 'n 10-punt plan om die Here te soek en om te kry nie. Ek is jammer as ek jou teleurstel vanoggend. Maar daar is riglyne hoe om prakties tot die Here te nader. Wat beteken dit om na die Here te soek sodat jy hom kan vind? Die kans is goed dat indien jy hierdie vraag vra, is jy moeg. Jou vyande is op jou voorstoep of die afgodsbeelde is blink gepoleer in jou sitkamer. Want jy is op die punt waar jy vra, hoe kan ek na die Here soek? Matteus 11 vers 28 en 29 sê Jesus: Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Daai is belangrik, leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Sien julle die krummels wat ek vir julle gesê het, rus. Ons hoor nog die hele tyd van rus en van vrede. Hier sê Jesus, dan sal julle rus vind vir julle gemoed. Leer van my. Nou, hoe kan jy begin om van Jesus te leer? Ek sou sê 'n goeie stap is om jou Bybel te lees. Volgende sal wees om te sê, maar praat met God. Die belofte is daar, as jy soek na die Here, sal hy hom laat vind. Dit beteken as jy roep na die Here, sal hy antwoord. Maar hier moet ek 'n voetnoot daarby sit en sê, jy moet regtig die Here soek. Jy moet regtig na hom roep. Jy moet bereid wees om te wag ook, as hy jou nie dadelik antwoord nie. En dit gaan nie oor hy besig is nie. Dit gaan daaroor dat hy jou nader trek in jou verlange ook na hom. Volgende riglyn wat jy kan doen om die Here te soek is meet jou besluite aan die skrif. Jy kan begin by die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Hoe lyk die keuses wat ek maak? Is dit in lyn daarmee? Of is dit nie? En as daai lysie dalk vir jou te lank is en jy dit 'n bietjie makliker maak en begin by liefde vir God en liefde vir jou naaste. Hoe lyk my lewe? Getuig my lewe van liefde vir God en liefde vir my naaste. Gehoorsaamheid aan God se woord gaan dalk nie so maklik kom nie. Dit verg iets van jou. Dit bring ons by die woord van God. Hier kan ons mos die gelykenis van die wyse man en die dwaase man, die wyse man bou sy huis op die rots, goeie fondasie, goeie teologiese beginsels. Ek hoef nie vir julle die verhaal te vertel nie, julle ken hom goed genoeg. Maar jy staan voor 'n keuse, of jy vir die Here wil dien op sy terme, en of jy vir hom wil sê hoe hy in jou diens moet kom staan. Ons voel teleurgesteld in nou Asa as ons hierdie stuk lees. Ons kan nie verstaan vir wat loop vang hy nou hierdie onbesonde ding aan. Hy is dan nou een van die goeie konings en nou sluit die kronikus die laaste stuk van sy lewensverhaal af met hoe hy sy eie kop gevolg het. Asa se reaksie op God se woord hou daai spieël dalk ongemaklik naby aan elkeen van ons op. Ons sien dalk meer van onsself in daai spieël as wat ons wil erken. Al die kere wat ons eie kop wil volg.
Afgoderry. Hier kom 'n lekker curveball, soos ek gesê het, van Asa af. Wat sê ouma uit haar posisie as koningin moeder uit onthef. Dit herinner ons daaraan dat die afgodsbeelde en die afgode baie nader sit dikwels as wat ons dink. Moet vir jou sê, so naby soos jou ouma. En is ook nie maklik nie. Dis alles behalwe. Dit vat iets van jou om werklik na die Here te soek, om werklik los te maak van hierdie goed, wat jou gedagtes eintlik in beslag neem. Daai goed is so naby, is dalk daardie prentjies op jou foon, op jou rekenaar, is dalk 'n afgod waarvan jy ontslae moet raak. En voordat jy dink, daai prentjies is net van mense, daai prentjies kan van karre ook wees, en van huise en goederes. Dis daai goed wat jou gedagtes so in beslag neem, dat God vir jou minder belangrik lyk. En terloops, daai prentjies kan lyntjies ook wees met dollartekens langs aan. Pas op, jou afgode sit dalk nader en bied 'n groter bedreiging as wat jy kan verstaan. Party afgode kan so erg wees dat dit beter is om sommer die hele selfoon of die rekenaar weg te gooi en die internet subskripsie te kanselleer. Jy dink ek oordryf. Jesus het gepraat daarvan dat daar dalk amputasies betrokke kan wees. Maar jou regterhand jou laat struikel. Dis hoe ernstig die goed is. Alhoewel Asa die altare en beelde afgebreek het, sy ouma nie ontsien het nie. Sy eie onwilligheid om in opregtheid tot God te nader. Drastiese impak op sy lewe en die mense rondom hom, die volk se lewens gehad. Wanneer jy gaan rus, die gedeelte begin met koning Abia wat gaan rus het by sy voorouers. Die gedeelte eindig met koning Asa wat gaan rus het by sy voorouers. Dis nou 'n versagting of 'n eufemisme om te sê hulle is dood. Deur die teks heen kry ons hierdie elemente van rus wat beklemtoon word in tye van vrede. Maar nou kyk ons na die verhaal in sy geheel. Ons sien Asa het goed begin en minder goed geëindig. Ek wonder of Asa anders sou optree as hy sy verhaal kon lees, soos wat hy nou staan. Ek wonder of sy keuses anders sou gelyk het as hy onthou het hoe die Here om teen die Kusiete en die Libiërs die aanval uit die suide uit beskerm het. Het hy vergeet? Dit lyk so. Dit is so wat 3000 jaar terug wat hierdie gebeur het. Vraag aan ons vanoggend is: sal ons anders optree omdat ons Asa se verhaal gelees het? Asa kan nie meer sy verhaal lees nie, maar ons het. Sal jy jou keuses anders maak? Sal jy 'n slag onthou wat die Here vir jou gedoen het? Hoe hy jou in die verlede al gehelp het? Hoe hy jou verlos het? Hoe hy jou gered het? Het jy vergeet? Soek na die Here en hy sal hom deur julle laat vind. Amen. Here, dankie dat U in U groot genade ons nie aan onsself oorlaat nie. Dankie dat U ons red en ons verlos. Dat U self daardie roepstem in ons harte aanwakker om na U te soek. Ek
Ek kom bid dat U deur die Gees kragtig in elkeen van ons se harte sal werk, sodat ons U getrou sal dien, einduit, voluit, totdat ons ook ewige rus ingaan. Ons loof U en ons dank U, Here. Aan U kom toe al die lof en die eer. Amen.